Ons begin vandag 'n nuwe preekreeks familie na Paasfees geroep vir meer. En hoe dit gekom het is so in my voorbereiding vir Paasfees, toe dink ek by myself, weet as iemand nou, want ons het baie nuwe mense gehad. Goeie Vrydag was 'n groep nuwe mense, Paas-Sondag was weer heeltemal 'n ander groep nuwe mense en ek dink by myself as iemand van hulle nou na my toe kom en sê luister, ek was hier by julle kerk met Paasfees en ek het nou tot bekering gekom. Wat nou? Dis amper vir my die antwoord op daai wat nou vraag. Want ek dink, soos hierdie ou reg gesê het, soveel Christene leef met 'n denkwyse dat alles gaan oor redding. Jesus het gekom en die evangelie is, hy sterf aan die kruis om ons te red. En dis waar, is die beginpunt, dis die groot beginpunt en die belangrike beginpunt, nee, maar dis nie die eindpunt nie. En ek wou amper die preekreeks gemaak het, Paasfees is verby, wat nou? Toe sê ek vir my Paasfees is verby, kry 'n ander, bewoord dit anders. So toe sê ek geroep vir meer. En dit gaan daaroor dat wanneer Jesus ons red, dan breek hy die ketTINGs van straf van ons af, né? Ons almal was in bondage gewees, ons almal kom kort van die heerlikheid van die Here en ons almal is vasgevang en verlore. Tot jy jou hart vir Jesus gee, tot jy sê ek glo in dit wat hy vir my gedoen het. Ek kan myself nie red nie, maar hy kan en ek glo. En as jy glo in dit wat hy vir jou gedoen het, dan breek hy die curse. Hy breek die ketting van straf van jou af. Nou is jy vry, né? Nou is ek en jy vry. Nou kom ons sê, nou is ek en jy het ons hart vir die Here gee, ons is vry. Wat nou? Soveel mense bly net hierso sit. Jy kan maar daai volgende een opsit, Christo. Soveel mense sit so. Die ketting is gebreek, Jesus het hulle gered, hulle glo in dit wat Jesus vir hulle gedoen het, en nou sit hulle by daai ketting. En hulle gaan nie verder nie. En dis wil ek ons uitdaag in hierdie reeks, met hierdie denkwyse en hierdie absolute oortuiging, dat ek is geroep vir meer, as om net by daai ketting te sit en te wag tot ek eendag hemel toe gaan. Ek is geroep, het Jesus gesê, om die hemel aarde toe te bring. Dat stukkies van die hemel in my groei en deur my lewe sal skyn. En dis 'n denkwyse shift van die Here red my van die ketting teenoor die Here red my vir 'n spesifieke lewe saam met hom. Hy red my nie net van die ketting nie, dis die beginpunt, maar hy red my vir roeping. En as jy kyk na wat Jesus geleer het, as jy deur die evangelies gaan en jy bestudeer dit wat hy geteach het, dan het hy nie net gesê, ek is hier om julle te red nie. Hy het gepreek oor die koninkryk van God, wat 'n ander manier van dink is, wat lei tot 'n ander manier van leef. So ek lewe nie net gered nie, ek moet leef geroep. Jy is geroep vir meer, as om net te sit langs hierdie ketting. Nou waarvoor? Waarvoor is ons geroep? Ek bly julle vra die vraag. Ek sien julle is entoesiasties om te leer. Oor die volgende paar weke gaan ek julle leer. Gaan ons bietjie daaroor chat. En ons gaan net die woord oopmaak en sê, Here sê vir ons, waarvoor is ons geroep? Waaroor gaan dit? Wat wil U doen binne my en in my lewe? En vandag wil ek met jou praat oor ginosko, om God te ken. Ken hier, gaan ek vandag met jou oor 'n Griekse woordjie praat wat Jesus ons leer in die evangelies, wat ons actually sien wanneer hy bid vir sy disippels. Wanneer hy sê, hy wil hê hulle moet God ken en ek en jy moet God ken. Die eerste ding wat God van jou vra en wat hy jou na toe uitnooi en wat hy wil hê vir jou lewe, is nie om net goeders te begin doen vir hom nie. Hy wil hê jy moet 'n spesiale verhouding met hom hê, om hom regtig te ken. Nou voor ek kom by ginosko, voor ek kom by ken, wil ek hê ons moet regtig onderskei tussen om kennis te hê van God en om God te ken. Daar's 'n groot verskil. En ek dink dis belangrik om vandag daar te praat, want, stem jy met my saam, vandag leef ons in die inligtingsera, so as jy enigiets wil weet, né, dan vat jy jou foon, en binne sekondes, ChatGPT, waar ook al jy gaan, boom, dan het jy die inligting. En as gevolg van dit het ons preke, ons het podcasts, ons het Bybelstudies, ons het soveel inligting tot ons beskikking, en ek wil dit so sê, ons het soveel kennis, ons het ongelooflike kennis van God, meer as enige generasie voor ons. En tog wil ek sê, ek wonder of ons God ken
beter as die vorige generasies? Of ons hom regtig ken, want om al daai kennis te hê, beteken nie, jy ken hom nie, daar's 'n groot verskil. En die Bybel leer ons, dat God het ons gered en geroep vir hierdie spesifieke verhouding. Dis waarvoor hy ons geskape het, van die begin af, hierdie ken-verhouding. En as jy jou Bybel hier het, dan kan jy oopmaak by Johannes 17, reg in die begin in vers 3, anders kan jy saam met my volg op die skerm. So hierdie is 'n beautiful gebed wat Jesus bid, hy bid vir sy disippels. En hy sê ook verder in die gebed, sê hy bid nie net vir hulle nie, maar hy bid ook vir die wat kom na hulle. Wie's dit? Dis ek en jy, né? En in vers 3 sê hy hierdie woorde wat mens so vinnig oor kan lees, dit klink half net so mooi, maar dis meer as mooi, dis powerful. Hy sê, en dit is die ewige lewe. Ewige lewe, met ander woorde, hierdie is waarvoor God jou geskaap het, en hierdie is waarvoor ons hemel toe gaan. Hierdie is die ewige lewe, is dat hulle U ken. Dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, ek, wat deur U gestuur is. So Jesus sê, waarvoor jy gered is en waarvoor jy geroep is. Ek meen, hy bid dit, né? En dis amper asof Johannes luister hom af hier, wat bid hy nou, waarvoor vra hy, en die Gees deur Johannes skryf vir ons, dat ons moet weet, wat is God se hart vir ons? Dat ons hom sal ken. Dat elkeen van ons in 'n persoonlike verhouding met hom sal wees. Dat jy nie net sal kerk toe kom en sal leer van hom nie, maar dat jy sal connect met hom, by die kerk en weg van die kerk af. Het jy so verhouding met die Here? Dis 'n verhouding, sê Jesus, wat vir ewig gaan hou. Maar wanneer begin daai verhouding? Nou, ek leer dit altyd vir ons jong mense. Voor ons op Vrydaande met ons boodskap begin, dan sê ons altyd, om gered te wees, beteken jy het 'n verhouding met die Here. Dit beteken jy het 'n verhouding met die Here op grond van wat Jesus gedoen het. Niks wat ek gedoen het nie, op grond van wat Jesus gedoen het. En daai verhouding gaan vir ewig aanhou, maar hy begin, en dan sê hy altyd vir my, nou, dit begin nou. Hierdie woordjie ken wat Jesus gebruik is die Griekse woord ginosko. Dis nie blote verstandelike kennis nie, dis 'n baie intieme, diep en persoonlike ervaringsgebaseerde verhouding waarvan hy hier praat. Dis amper soos 'n huwelik wat hy beskryf hier, is intimiteit. En die groot issue van sonde is, sonde het hierdie intimiteit afgesny van ons af. Dit het hierdie verhouding gebreek. En ek het dit al vir julle gesê, en ek gaan dit nog baie sê, binne in elkeen van ons harte is daar 'n kamer, 'n heilige kamer. Die diepste deel van jou hart het 'n gaatjie. En daai gaatjie daar het die Here geskape net vir homself. En as hy nie daai gaatjie vul nie, mense probeer dit met soveel ander goeders vul in hierdie lewe. En jy kan alles bereik, soos ek sê, wat jy outset om te bereik in hierdie lewe. Jy kan super suksesvol wees, jy kan baie geld hê, as jy jou kop op die kussing neersit in die aand, dan gaan jy nog steeds leeg wees. En dan gaan jy dalk dink, dis omdat ek moet nog dit, en ek moet nog dit, en dit, baie mense kom in daai poisonous cycle, dit dryf hulle, daai leemte dryf hulle, om net verder te gaan, en meer te bereik, en meer te doen, en jy moet besef, jy kan wat ook al meer kry in hierdie lewe. Die meer waarvoor jy geroep is nie in hierdie wêreld nie, is 'n verhouding met die Here. Net hy kan daai heilige kamer in jou hart vul. En totdat dit nie gebeur nie, gaan jy leeg wees. En familie, een van die gevaarlikste plaasvervangers vir hierdie verhouding met die Here, hierdie genouskou, hierdie kenverhouding, is kennis van God. Soveel Christene vandag, as gevolg van al die kennis wat beskikbaar is die heeltyd besig met preke en video's en artikels en allerlei goed van die Here, en hoor my, dis nie verkeerd nie, dis goed om kennis te hê van die Here, maar baie mense dink, dit is hulle groei geestelik, want hulle het al hierdie kennis. En ek wil vir 'n oomblik hê, jy moet dan dink aan die Fariseërs, wie seker meer kennis as ek en jy gehad het, al het ons meer platforms en meer groter basis van kennis waaruit ons kan poel vandag. Hierdie mense se kennis was hier gewees. Hulle het dit onthou. Hulle het van kleins af het hulle die Bybel geleer en hulle moes dit memoriseer.
Hulle het die profesie, die Ou Testament het hierdie ouens uit hulle kop uitgeken en Jesus het vir hulle gesê hulle gaan hel toe. Jesus het vir hulle gesê daai kennis help hulle niks nie. So ek wil vir jou wys in Johannes 1 en hierdie het ek net gelees hierdie week in my stilte tyd. Hoe Jesus in vers 24 en 25, hoe Johannes, hulle kom nie Johannes toe, so dit sê, daar was fariseërs onder die wat gestuur is. So, jy onthou nou, né, ons het in Paasfees daar gepraat, die fariseërs het gesoek vir iemand, wat hulle kan lei teen die Romeine in oorlog. En vir hulle sou die Christus, die Messias, die een wat sou kom, hy sou hierdie army, hierdie soldier, hierdie leader gewees het, hierdie politieke leier, wat almal invloed by al die mense gekry het om hulle weer op te sweep, om hulle in eenheid te kry, en hulle te lei in oorlog teen die Romeine om Israel weer terug te vat. Voor Jesus op die scene gekom het en invloed gekry het met sy teaching en sy wonderwerke, voor hy invloed gekry het, was daar Johannes die Doper. En Johannes die Doper het baie influence gehad, baie. En hy klomp mense het tot bekering gekom as gevolg van sy prediking, het na hom toe gekom, daar by 'n dam en hy doop die mense en daar's hierdie revival wat plaasvind. En toe dink die fariseërs, miskien is hierdie die ou. Miskien is hierdie die ou wat ons gaan lei, want kyk nou sy following, kyk nou hierdie influence wat hy het, miskien moet ons dit gebruik en ons kroon hierdie ou ons koning en hy lei ons teen die Romeine. En Johannes wou dit nie doen nie. Hy het die hele tyd vir hulle gesê, ek sien daai ou nie. Ek sien daai ou nie. En hulle kom by hom en dit sê die fariseërs wat gestuur is na hom toe, hulle vra hom, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is en ook nie Elia nie en ook nie die profeet nie? So die Ou Testament het gesê die Here gaan Elia terugstuur en dit praat dit was die Bybel praat daar wys daar na Johannes die Doper toe. Hulle het dit nie geweet nie. Maar hoekom is jy nie die Christus nie? So kan jy sien hulle praat van Christus, hulle weet van Christus. Hulle weet van die Messias, hulle sê, of is jy nie die profeet nie? So in Deuteronomium 18 het Moses gepraat van 'n profeet wat gestuur sal word in die toekoms. En hy het gesê, een soos ek, die Here gaan een soos ek stuur, met ander woorde 'n mens, en julle moet vir hom luister, hy is die een wat julle gaan red. En nou vra hy die fariseërs om, okay, so jy's nie die Christus nie, jy's nie Elia nie, jy's nie die profeet nie, hoekom doop jy dan? En hy antwoord hulle met hierdie groot woorde, hy sê, ek doop met water, maar tussen julle, staan daar iemand wie julle nie ken nie. Wie julle nie ken nie. Dis so eienaardig, hierdie ouens het al hierdie kennis van die Messias en van iemand wie die Here sou stuur, van Christus, hulle praat van hom. En Johannes sê vir hulle, die ou van wie julle so baie praat, en van wie julle dink julle so baie weet, hy staan hier tussen julle. Hy leef voor julle, in julle tyd, praat hy met julle, en julle kan hom nie eers sien nie. Julle ken hom nie. En is net hierdie bewys dat met al hierdie kennis wat hulle het, en jy kan al die kennis van die Bybel, jy kan daai woord vir woord uit jou kop uitken, en vir my kan verduidelik alles. En Jesus kan hier voor jou staan en jy ken hom glad nie. Jy het geen verhouding met hom nie. Dis nie hoe dit moet wees nie, familie. So die groot vraag oor hierdie ketting is nie net as jy gered nie. Dis nie, okay, nou wat is geestelike groei nou? Kom ons leer net al meer kennis van die Here nie. Die vraag is, ken jy God? Ken jy die Here? Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? En miskien is jy een van die mense wat Paasfees hier was en jy sê, hey, ek het tot bekering gekom en dit wat jy nou van praat, ek weet nie eers wat jy my vra nie. Ek gaan nou met jou daaroor chat. Miskien sit jy al jare in die kerk en jy weet van Jesus, jy glo in Jesus en jy glo, hey, hierdie ketting, it's got no hold on me, ek is gered. Maar hierdie verhouding waarvan jy praat, soos ek voel ek is dalk een van daai mense wat staan by daai ketting, maar ek het nie daai verhouding nie. Hoe kan ek daai verhouding met die Here hê? Wat beteken dit? Hoe lyk dit om so 'n verhouding met die Here te hê? Ek wil met jou 5 goeters share, wat puntsgewys op die skerm gaan opkom.
wat amper 'n kontras is teenoor om kennis te hê van die Here, teenoor om 'n shift te maak na hierdie gnouskou verhouding, 'n intieme verhouding met die Here. En in die eerste plek stel ek dit so, kennis is inligting versamel, maar ken is oogkontak maak. So as ek jong mense leer van 'n verhouding met die Here en van gebed, want jong mense vra, né? Hoekom dit? En ek love dit. Ek love as hulle vra, want deur vra leer jy. En 'n vraag sal altyd is, hoekom maak ons oë toe as ons bid? Is dit uit respek of is dit so hoekom is almal nou, hoekom maak ons oop? En dit het my altyd laat dink en toe het ek met hierdie gesegde opgekom, ons maak ons oë toe om met God oogkontak te maak. Ons maak ons oë toe om met God oogkontak te maak. En dit gaan alles oor 'n doelbewuste besluit om vir God aandag te gee. As jy 'n verhouding met enige iemand in hierdie lewe wil hê, wat moet jy doen? Jy moet hulle tyd en aandag gee. En as jy dink aan 'n verhouding met die Here, ek meen hier's die skieper van die heelal. Hier's die persoon van persone. Ek meen as ek jou nou sê wie's iemand wat jy admire in die lewe, is dit 'n president van 'n land, is dit 'n golfspeler, is dit 'n rugby speler en ek sê vir jou daai ou kom vandag kerk toe. En hy het vir my gesê hy wil jou sien. Ek meen jy sal soos wees, wat? My, hoekom? En jy sal nervous wees en jy sal en dis asof ons het al so baie gehoor die kennis van 'n verhouding met die Here, that it doesn't touch us anymore. Dat hy is die skepper van die heelal en hy sê, luister, ek kan enige iets doen, ek kan baie goed doen, maar weet jy wat wil ek doen? Ek soek jou tyd. Ek soek 5 minute saam met jou 'n dag. Ek soek 10 minute saam met jou 'n dag. 15 minute, asseblief, ek wil net bietjie by jou sit, ek wil jou stem hoor, ek wil met jou connect. Hoe awesome is dit? En soveel keer sal ons dit net doen as ons in 'n baie moeilike tyd is. Of as ek hierdie groot probleem het wat ek weet, ek kan hierdie nie uitsorteer nie. So Here, asseblief, help my gou met hierdie. En dan het ons alle ander resources uitgeput om dit te probeer uitsorteer. Nou moet ek maar na die Here toe kom om te vra, anders het ek maar met die ander resources gegaan. Dis altyd wanneer baie Christene spandeer in gebed en met die Here. So ons moet nie net kennis hê van 'n verhouding met die Here nie, ons moet tyd maak vir die Here, aandag gee vir die Here. Het jy baie kennis van verhouding met die Here? Dis great. Maar my vraag aan jou is, hoeveel tyd maak jy vir die Here? Hoeveel oogkontak gee jy hom? Wat jy net met hom wil connect. En hier wil ek dit so sê, jy weet, die Here wag nie vir 'n Sondag om met jou te connect nie. En die Here wag nie vir jou stilte tyd om met jou te connect nie. Stilte tyd en Sondag is baie belangrik, want dit is ons wat die keuse maak om God eerste te sit in ons lewe en te besef, ek as mens, ek is feilbaar en deel van daai feilbaarheid is my mind is op 'n miljoen plekke. So ek kies om te stop en om met God te kom connect en om ruimte te skep laat ek en die Here kan connect en dat ek my week so begin en dat ek my dag so begin. Maar reg deur jou dag, as jy in jou kar klim, as jy by die werk is, as jy by die gym is, as jy in die mall is, waar ook al jy is, die Here is by jou. En hy soek hy 3 minute, 5 minute, 10 minute, wat jy net oogkontak met hom maak, net vir hom tyd gee en sê, Here, ek wil net bietjie met u connect, ek wil net bietjie met u chat. Hy love dit en hy wag vir dit elke dag. En hoeveel dae gaan ons nie amper soos 'n couple wat kwaad is vir mekaar. Imagine 'n couple loop in die mall langs mekaar vir ure, né? Dis sal gebeur as die man saam met die vrou gaan na sy shop. En hulle loop, maar hy loop saam met haar, né? Dis 'n goeie man. Ek doen dit vir Gail. So, en ons loop saam, maar ek praat nie een keer met haar nie. Imagine, ons praat nie met mekaar nie. Ons loop net daar. Nou as 'n couple kwaad is vir mekaar, dan verstaan mens dit. Maar dit is amper soos jy met die Here, hy is die hele dag by jou. Hy loop die hele dag saam met jou. Hy gaan oral, 24 ure is hy met jou. Behalwe vir die deel wat jy slaap, obviously gaan jy nie met hom connect nie, maar alle ander ure, vandat jy jou oë oopmaak, totdat jy gaan slaap, is hy daar. En hoeveel dae gaan verby wat jy net nie met hom connect nie. Jy het die kennis versamel van verhouding met die Here en al hierdie sinnetjies en preekies en goed. Dit beteken niks.
Niks familie, as jy nie 1 minuut vir hom gee 'n dag nie. As jy nie 5 minute vir hom gee 'n dag nie. Kom ons maak tyd vir die Here. Die tweede sin is dit, kennis kom om iets te kry, ken kom om God se hart te hoor. So hierdie gaan spesifiek oor die Bybel. God gee vir ons die Bybel nie as 'n handboek nie, nie in die eerste plek as 'n reëlboek nie. Die primêre doel van hoekom ons die Bybel het, is om te kom met hierdie vraag, Here, wie is U? Wie is U? Wat is U hart? Leer my U hart. Leer my wat vir U belangrik is. Ek wil weet, ek wil U ken. Wat 'n amazing ding om te kan sê. God wat ek nie eens kan sien nie, ek kan hom ken. Hy het dit vir my moontlik gemaak deur sy woord en deur sy gees, dat as ek sit en ek wil hom regtig ken, en ek kom met 'n hart wat luister na sy hart, dan gaan hy homself aan my openbaar. Dan gaan ek hom ken. En die issue is, baie Christene kom na die Bybel toe en hulle kom kerk toe om iets te kry vir hulle self. Leer my gou iets van U, Here, kennis van U, laat ek gemotiveerd is vir Maandag. Leer my gou iets van U, laat ek net by Woensdag nie iemand doodmaak en tronk toe gaan nie. En daai is great, né? Dit moet ook gebeur. Dis 'n effek. Dis nie die primêre doel van hoekom ons hier is nie. Dis nie die primêre doel van hoekom ek sit met die Bybel nie. Is nie om iets van hom te kry vir my nie. Ek vat net gou 'n ietsie vir my week. Nee, dit gaan oor hom. Dit moet gaan oor hom, sy hart te leer ken. En dis my vraag hier vir jou is, as jy met die Bybel sit, as jy kerk toe kom, gaan dit vir jou oor kry, of gaan dit vir jou oor ken? Just be honest. Hoeveel keer kom ons nie om te kry nie? En verseker wil die Here vir ons gee, verseker wil hy ons met oop hande staan, en verwagtend wees, hy's 'n goeie pa, hy wil vir ons gee, hy wil ons wysheid gee, hy wil ons encourage, verseker. Maar as ons net so kom, dan word ons as daai brat kind, wat nooit dankie sê nie, nooit dankbaar is nie, net wil he, die hele tyd. Het jy al sulke kinders wat sien, en dan wil jy net, né? So is ons baie keer. So daai moet jy met jouself doen. En net 'n reminder, hey, hoekom is ons nou hier? Verseker gaan ons kry, maar kom met ons harte. En kom om God te leer ken. En om sy hart te leer ken. Die derde ding is, kennis bid as 'n plig. Dit weet van gebed. Dit weet gebed is goed. Dit weet, kan baie goedjies van gebed sê, maar ken, deel die diepste geheime van die hart. So in enige intieme verhouding, natuurlik, is daar eerlike en opregte hartsgesprekke, né? So kom ek vra jou dit, as dit waar is, moet die Here nie die een wees met wie ons diepste geheime share nie. Moet die Here nie dan die een wees met wie ek goed share, wat ek nie eers met my huweliksmaat share nie, wat ek nie eers met my kinders share nie, wat ek nie met my ouers share nie. Daar sekere goed, sekere gedagtes wat jy dink, sekere goed wat jy deurgaan, jou mislukkings, jou vrese, jou drome, jou insecurities, wat dit help nie, jy share dit met geen mense, hulle gaan vir jou niks kan doen nie. Jy moet dit met die Here share. En as jy nie jou pyn en jou issues en jou goed na die Here toe bring en dit met hom deel in gebed nie, in gesprek nie. Wat gebeur is, jy hou daai pyn binne en dit maak jou siek. Dit maak jou siek, en wat baie mense doen as gevolg van dit is, want hulle weet, en help nie, ek share hierdie met my huweliksmaat en met 'n sielkundige, hierdie ding wat ek hier het, is 'n issue wat niemand kan my help met dit nie. En daai goed wat jy dra, as jy dit nie met die Here share nie, wat dan gebeur as jy draai na verslawings toe. En soveel mense draai na drank toe, pille toe, verhoudings toe, whatever anders toe, verslawings, om te ontsnap van dit wat hulle hier binne ervaar. Hulle wil net vir 'n oomblik wegkom van dit wat hulle ervaar. Jy sien as jy dit na die Here toe bring, en jy chat met hom daaroor, en jy share die diepste geheime van jou hart met hom, dan gebeur iets baie special. Dan is daar 'n bond wat groei met hom, en jy sit goed in sy hande, wat hy kan aanraak, wat hy kan salf, wat hy kan genees, en dit maak jou
gesond. Buiten dat daar hierdie heilige vriendskap met die Here groei, word jy gesond. En dis hoekom Jesus ons uitgenooi het. As jy Matteus 7 gaan lees, deel van dit is Jesus wat sê, julle ouers, wat weet hoe om goed te wees vir julle kinders. Hy sê eintlik julle sondige ouers. Julle gebroke mense, wat weet hoe om goed te doen vir julle kinders. Hoeveel te meer wil julle hemelse Vader nie goed wees vir julle nie? En dan sê hy wat? So vra en julle sal ontvang. Soek en julle sal vind. Klop en die deur sal vir julle oopgemaak word. As jy bid wat hy sê, as jy bid, die Here hoor jy. En hy gaan iets daaromtrent doen. Wat het hy in Matteus 6 gesê, toe hy, voor hy die Onse Vader geleer het, en hy leer ons oor gebed, sê hy, hey, moenie lang woorde bid nie. Dus ek leer die kinders Matteus 6:7. Okay? Want dit is waar het staan. So dis een ding om in hulle koppe vas te sit. Matteus 6:7. So dis waar hy sê, moenie lang gebede bid nie, bid kort gebede. Wees net real. Dis al wat die Here van jou vra, wees real. En hy sê, as jy na jou binnekamer toe gaan, jy maak die deur toe, daar waar jy alleen is, daar waar jy weet, is net jy en die Here. As jy met hom oor daai goed net real praat, dan sê hy, God, wat sien wat in die geheim gebeur, en hoor wat in die geheim gebeur, hy gaan jou seën. Hy gaan by jou wees, hy gaan jou aanraak, hy gaan saam met jou die pad stap. Is jy besig om die diepste geheime van jou hart, en jou diepste pyn, en jou grootste issues, is jy besig met die Here te share? Die vierde een is, kennis sê, God is in beheer. Ken, gee hom die beheer oor. So ek dink as ek met enige een van julle praat, enige Christen op straat, kan iemand by die gym ontmoet, of by die skool, of waar ook hulle hom stop en sê gou vir my, glo jy God is groot en sterk, en hy kan enige iets doen? Ek dink enige Christen gaan sê, ja, ek glo, God kan enige iets doen. God is almagtig, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig. My God is so groot en so sterk en so magtig, en daar's niks wat hy nie kan doen nie. Okay, great. Om dit te weet is een ding. Maar as die storm slaan, dan is dit 'n ander storie, né? As jy deur 'n moeilike tyd gaan, jou family gaan deur 'n moeilike tyd, dan is dit 'n ander storie. Dan om dit te weet is nie genoeg nie. En daar is soveel mense wat weet God is groot en sterk en magtig, dan slat 'n moeilike tyd hulle, en as dit slaan, dan sal hulle kwaad vir die Here. Hulle blameer die Here, want hulle voel, maar U is dan so groot en sterk en magtig. Hoekom het dit met my gebeur? Maar die Here het gesê, moeilike en slegte goed gaan met ons gebeur. Dan wil hy by jou wees. Dan moet jy hom vertrou, en jy sien, dis die keuse. Wanneer die tek hierdie teer slaan, wanneer die duiwel slaan, moet ek eerder sê. En die lewe maak seer. Dan het ek 'n keuse. Gaan ek of dan, dis amper, ek dink nou soos in 'n span, 'n rugby span. Sien dit baie keer by die laerskool met die laities. Hulle vind nog hulle emosies en leer nog hoe om dit te werk. So as dit moeilik gaan, dan begin hulle almal mekaar blameer en fight. Dan gaan dit net downhill van daar af. As dit met jou gebeur in die lewe, en jy en God is in 'n span, wat gaan jy doen? Gaan jy hom blameer en kwaad wees, of gaan mens dan in unity pool en sê, right, ons het 'n fight op ons hande, let's do this. Sien, jy kan nie weet die Here is in beheer nie. Jy kan nie weet in jou kop die Here is betroubaar nie. Jy moet dit ervaar. En jy ervaar dit wanneer jy die Here jou goed gee in die lewe, wanneer jy gaan deur 'n moeilike tyd, en dan kies jy om hom te vertrou. Jy kies om hom te vertrou in daai situasie. En in die einde van daai storm, in die einde van die moeilikheid, in die einde van die fight, sien jy, as jy terugkyk, hy's betroubaar. Maar as jy nie saam met hom deur dit gaan nie, want jy daal gekies om van die veld af te loop, want hoekom verloor ons nou? Hoekom gaan ons nou deur hierdie goed? Dan gaan jy nooit weet die Here is betroubaar nie. Nooit nie, want dit is nie kopkennis nie. En baie Christene kan hier met hulle hande in die lug staan, en hulle kan sing en sê van Waymaker en alles, kan hulle mooi stories praat en liedjies sing, maar as die duiwel tref, dan hou hulle op kerk toe kom, hulle hou op bid, hulle hou Bybel lees, en hulle loop van die veld af. Ek wonder, wat doen jy as jy deur moeilike tye gaan?
Het jy stories wat jy my kan vertel vir hoe die Here saam met jou op pad gestap het en hoe hy al genees het en hoe hy jou gered het en hoe jou family deur goed gevat het, want jy het gekies om hom te vertrou en aan te hou worship en om naby hom te bly en om in sy woord te bly en te glo hy gaan met jou praat, hy gaan jou help, hy gaan jou wysheid gee, hy gaan jou deur hierdie ding dra. As jy al met tye gekies het om die Here so te vertrou, sal jy my stories kan vertel van hoe die Here faithful was. Ek sal nie net daarvan kan lees in hierdie Bybel nie, van Petrus en Paulus en Dawid en daai ouens se stories nie, ek sal kan hoor van jou. En miskien gaan jy nou deur so 'n tyd. As jy God wil ken, as jy wil ervaar, hy's betroubaar, kies om hom te vertrou. Moenie net lees daarvan nie. Laaste punt, ek sluit af. Kennis sien kerk as 'n bywoning. Ken sien dit as 'n ontmoeting met God. Ek dink hierdie is 'n belangrike een en high five vir julle wat vandag hier is. Maar hoe is jy hier? Hoe is jy hier? Vir baie mense is selfs soos gebed en Bybellees is 'n ritueel. So hulle doen dit, tik dit af, ek het dit gedoen, great. Net om dit te doen is nie goed genoeg nie. Hoe ons dit doen, maak saak. Die gesindheid van die hart maak altyd saak. En daar's 'n deel van God se openbaring van homself, van wie hy is en sy hart en wat hy in my lewe wil doen, wat hy reserveer vir wanneer ons bymekaar is. Dis baie soos as ek dink aan my family, ek en Gail en Josh en Sky, soos ek ken nie net vir Josh en vir Sky en vir Gail, omdat ek sê elke dag het ek hierdie moments met hulle wat ek sê, kom jy, sit in die kombuis oorkant my stoel, kom ons chat. En nou het ek hierdie private moments met hulle. Ek ken hulle nie net oor private moments nie. Daar's 'n groot deel van hoe ek hulle elkeen ken, Gail, Sky, Josh, wat ek vir jou kan vertel, deur ons familie-interaksie. Deur as ons net saam is in die huis en ons gaan saam in die kar en ons is saam by die restaurant en my kinders het nie maniere nie en weet hoe tafel, weet ek nie wat het ek verkeerd gedoen nie. Daar's so baie wat ek jou kan vertel deur ons gesamentlike interaksie. En net so reserveer die Here 'n deel van homself vir wanneer die familie bymekaar is en ons is net saam en ons werk saam en ons bid saam. God het gesê hy gaan wees waar Jesus is. En Jesus se belofte aan ons is, waar gaan hy wees? In die bediening van sy mense. Hy het gesê, my Heilige Gees gaan werk wanneer die evangelie gepreek word. En wanneer 2 of meer van julle bymekaar kom, om saam te bid, en saam te werk, en om saam te dien, en om saam die evangelie te vat na julle dorpe toe, en dat ander mense kan kom en hoor wat het ek vir hulle gedoen, en hoor waarvoor roep ek hulle, en waaroor gaan my koninkryk, en wie ek is. Wanneer julle dit doen, dan gaan ek myself op 'n spesiale manier openbaar, my Heilige Gees gaan op 'n spesiale manier werk, 'n spesiale manier wat hy nie sal by jou net by die huis in jou kamer nie. En dis die eerste deel van ons visie, as jy nou al die lidmaatskap gedoen het, is om mense te skuif van alleen Christen na span Christen. Om te besef, God is 'n pa, hy soek sy family saam, hy wil hê ons moet 'n team wees, en is wanneer ons op eenvoudige maniere net regtig opreg saam is, en ons journey saam en ons share ons lewens, dan begin die Here homself openbaar aan ons, ook op 'n unieke manier. En dis my gebed, dat elkeen van julle nie net hier sal sit nie, elke nou en dan nie, of selfs elke Sondag nie, net hier sal sit nie, maar dat jy sal deel wees van die family. Dat jy saam sal serve, dat jy in 'n klein groep sal wees, en dat jy regtig sal connected wees, en deel sal wees van die saam wees, want ons is 'n deel van om God te ken, wat hy los vir dit. Wat mens leer ken, in die saam wees van die family. Ek sluit af. Kan jy sien dat jy kan bekeerd wees, en hierdie ketting kan los wees van jou af, en glad nie hierdie goed doen nie. En dan jy glad nie 'n verhouding met die Here nie. En dan kry mens niks van dit waarvoor God ons roep nie. En dit sal hartseer wees, stem jy met my saam? Dis hartseer dat Christene leef soos dit. Terwyl die Here wil ons nie net dryf om goed vir hom te doen nie, hy wil naby ons wees. Dis waar alles begin. En my gebed is dat jy nie tevrede sal wees met 'n lewe wat net sit by die ketting nie, maar dat jy regtig soekend en honger sal wees na hierdie verhouding met die Here, want hy soek dit met jou. Hy soek dit met jou. Soek jy dit met hom.
En kan julle ook sien, die goed wat ons moet doen is nie kompleks nie, né? God maak dit vir ons eenvoudig, beskikbaar vir almal, vir enige iemand. En ook die rede hoekom ons dit kan kry, ons het dit Paasfees oor en oor gesê, maar kan ek dit net weer sê, die rede hoekom ek kan kom en in sy teenwoordigheid kan wees, is nie oor enigiets wat ek reg doen nie. En of ek meer sonde minder begin doen nie, nou laat hy my toe nie. Dis alles op grond van wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. En as gevolg van dit het ek toegang tot my Vader. En kan ek in sy teenwoordigheid inkom, en my gebed is dat jy daai offer sal aanvaar en dat jy sal ja sê vir daai uitnodiging, dat jy sal besef, ek is geroep vir meer, ek is geroep vir genouskou, ek is geroep om God persoonlik te ken, die skepper van die heel, die een wat my gemaak het, hy wil my ken. En dat jy sal kan sê, ek het hierdie verhouding met die Here. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons u woord kan oopmaak, dat ons daai beautiful stukkie goud het van u gebed. Dat ons u interaksies met godsdienstige mense kan observeer en kan sien, okay, dis nie waaroor dit gaan nie. En dat ons in dit alles u hart kan sien. Heilige Gees, dankie dat u dit vir ons oopbreek, dat u dit so eenvoudig maak, dat enige een van ons, jonk en oud, dit kan ken. En dat ons ook kan weet, wat moet ek nou doen om in hierdie verhouding met die Here te wees? Dankie Here Jesus, dat u vir ons die deur oopgemaak het, en dat daai gordyn geskeur is, dat die ketting van my af is, en dat ek nou in die teenwoordigheid van my Vader kan ingaan. Dankie dat ek sy stem kan hoor. Here, dankie dat ek weet, dat ek hoef nie eers 'n sekere mate van kennis te hê, voor ek u gaan hoor nie. Begin by die honger van my hart, en Here, ons honger en dors, om van u te hoor. Hoe kan ons lewe, as ons nie van u hoor nie? U woord sê, ons sal nie lewe, net van brood nie, maar van elke woord wat uit u mond kom. My gebed is, as hier iemand sit vanoggend, en hulle glo nie dat u vandag nog praat nie, dat u hulle vandag sal vasdruk, en sê, hey, ek praat, en ek wil met jou praat, en ek wil jou lei, kom wees naby my, kom stap die pad saam met my, kom maak my woord oop, ek wil myself in jou openbaar, kom chat met my oor die diepste geheime van jou hart. Maak tyd vir my. Vertrou my met daai goeders waarmee jy sukkel. Laat ek jou eerste opsie wees, die eerste afspraak waartoe jy gaan, wanneer jy nie self goed kan uitsorteer nie. En wees deel van my familie, wees deel van my mense. Dankie Here vir hierdie eenvoudige beginsels wat u ons leer. En dat ons in hierdie verhouding kan instap, en dis ons gebed. Wees naby ons, help ons om al nader aan u te groei elke dag, dat ons hierdie genouskou verhouding, hierdie ken verhouding, hierdie persoonlike intieme ervaringsverhouding, dat ons dit kan geniet, en dat ons vriende en ons familie kan voorstel, nie net aan kennis van u en wat u gedoen het nie, maar dat ons hulle kan leer hoekom u dit gedoen het, en vanuit ons verhouding met u, dat ons ander mense kan help, om ook in daai verhouding met u te wees. Mag dit die getuienis van familie wees, dat dit hier gebeur. Ons het u lief, dankie vir u hart. Ons bid dit in Jesus naam saam as u kinders, en ons sê, Amen.